Goeienaand broeders en susters en kinders. Welkom by hierdie jaar se Hemelvaarts erediens. Ons is dankbaar vir elkeen wat vanaand ook hier is. Enkele afkondiging en dit is rakende die kollekte. Dit gaan vir Bybelverspreiding. Dit sal ook tydens die diens opgeneem word. Voordat ons begin wil ek graag net 'n vraag vra, 'n meningsopname. Is 7:00 die aand 'n goeie tyd vir u of wil u dit graag 'n bietjie vroeër hou? Net by wyse van hand opsteek as u dink mens moet die diens dalk vroeër hou. Wys net gou vir ons. Goed, en 7:00? Sjoe, dis amper eweveel, maar 7:00 het gewen. Nee, mens wil net vra dat ons weet dat ons vir die beplanning vir die toekoms die gemeentes ook almal saam daarna kan kyk. Ons gaan vanaand begin deur eers saam te sing uit Psalm 47 uit. Juig o volke, juig, handklap en betuig, voor die Heer heel vreug, wees in God verheug. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing vers 1 en vers 2 van Psalm 47 vanaand as 'n loflied ook saam. Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld, ons hulp is net in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op die groetseën van die Here, Psalm 147 vers 1 en 2. Laat voor die Here lofsang rys. Hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Ons sing Psalm 147 vers 1 en 2, waarna ons saam sal bid. Oh,
ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige, ewige God. Ons dankie dat ons vanaand ook saam U kan loof en kan prys. Saam ook dankbaar kan wees. Dankbaar kan wees dat U ons ook die geleentheid gee soos hierdie om te kan onthou. Te kan onthou alles wat U vir ons gedoen het. En besonder vanaand dan ook die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel en aan U regterhand gaan sit het. Om vandaar ook te heers oor die konings van die aarde. Te heers ook oor ons lewens. Daarom is dit elkeen van ons se gebed vanaand, dat U deur die verkondiging van die evangelie, elkeen van ons in ons geloof sal versterk, maar dat U ons ook sal oproep tot 'n nuwe dankbaarheid, tot 'n lewe wat getuig daarvan dat ons buig voor ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Ons vra dit want ons bely ook dat ons self 'n sondaar mense, sondaar mense wat alleen kan lewe deur U genade. Amen. Vanaand, broeders en susters, staan ons stil by die tema die troos van hemelvaart. Die Gees van God is by jou en in jou. Kom ons luister saam met die woord van die Here na Johannes hoofstuk 14, daarvan af vers 15 tot en met vers 31. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom: Here, hoe kom dit dat U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sal julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is.
En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Vanaand dan in besonder 'n paar verse wat ek wil uitlig. Vers 16 en 17 sê Jesus, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En dan ook later in die hoofstuk vers 26 waar Jesus dan sê die Heilige Gees, dan sê hy van die Heilige Gees, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit dan vanaand ons teksgedeelte waarby ons stil staan en in die lig daarvan sing ons ook saam van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Daardie pragtige beruiming, skrifberuiming 5:3, gaan ons eerste saam sing terwyl ons so bly sit. En dis belangrik wanneer ons dit sing om te onthou dit is die lied wat die engele rondom die troon van God vir die lam gesing het. Toe hy met die wolk opgeneem is in die hemel en hoor wat sê hulle hier in vers 2. Hulle sê U het van die hemel hoog op aarde neer wou daal en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. En dis juist vanaand ook wat ons saam sing. Ons sing nou saam skrifberuiming 5:3 waarin ons sing van Christus wat na die aarde toe gekom het om elkeen van ons vir God te koop, sodat ons aan God behoort. En juist dan in antwoord op hierdie neerdaal gaan ons direk daarna saam sing Psalm 47 se laaste 2 verse waarin ons saam sing God vaar voor die oog met gejuig omhoog, die trompette blink, die basuine klink, met 'n groot geskaal bo berg en dal, God se glorie uit. Laat nou die geluid van julle psalme hoor, laat 'n jubelkoor hom die vors en Heer van die aarde eer. So terwyl ons so sit, sing ons saam skrifberuiming 5:3, vers 1 en 2, waarin ons ook sing van Christus wat neergedaal het, maar dan in antwoord daarop Psalm 47, Christus wat opgevaar het. Ons koning aan die regterhand van God. Kom ons sing saam skrifberuiming 5:3, Psalm 47 vers 3 en 4.
as julle my liefhet. So hoor ons vanaand ook, broeders en susters en kinders, ons Here Jesus se eie woorde. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Daarmee sê Jesus ook vir ons iets baie belangriks. Hy leer ons dat liefde en gehoorsaamheid loop eintlik hand aan hand. Die een is eintlik die logiese gevolg van die ander. Ons almal weet dit, Jesus het dit ook geleer toe hulle vir hom gevra het, wat is die grootste gebod? Toe het hy gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan sê hy in hierdie twee gebooie, die gebod van liefde, word die hele wet en die profete saamgevat. Dan sê hy, as jy my liefhet, sal jy my opdrag uitvoer. Gehoorsaamheid is vir jou die bewys van liefde. Maar dis ongelukkig juis hier, waar baie mense se persoonlike geloofstryd of die wêreldse geloofstryd ontstaan. Geloof kan begin wankel. Want wat doen ons so maklik? Ons maak ons eie gehoorsaamheid die spil waarom alles draai. Die voorwaarde vir God se liefde aan ons. 'n Beraader het dit eendag vir my gesê, hy het gesê, dis nogal opmerklik hoe dat mense vassteek by die sonde en nooit uitkom by die vrug van hulle verlossing. Hoekom steek mense vas by die sonde? Hoekom bly mense daaraan vasknou en op die ou einde moedeloos raak en op die einde opgee in hulle geloof? Sien wat die persoon vir ons bedoel daarmee het eintlik al wat hy wou sê is ons kom so diep onder die besef van ons eie gebrokenheid, wat goed en reg is, dat ons nooit weer daar uitkom nie. Hoekom nie? Want ons lewens word dan gedring deur skuld en nie meer gedring deur die vryspraak wat ons in Christus het nie. So jy sien die struik waarin 'n mens maklik val, is dat jy jou eie werke, dit wat jy doen, dit wat mense doen, die bepalende faktor maak vir jou vrede. En nie meer God se werk nie. Dis juist wat ons vanaand ook gaan kyk en wat ons vanaand ook moet hoor, ons moet dit nooit doen nie. Mens moet nooit jou eie werke die bepalende maak nie. Dis juist hoekom Jesus ook hierdie opdrag gegee het wat mens baie maklik uit konteks uithaal en sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Nou kyk ons na die gebod en dan sien ons maar, ons is nog nie volmaak nie, ons kry dit nog nie reg nie. Daarom is ons verlore. Nee, broers en susters, gaan kyk mooi na hierdie hele hoofstuk. En kyk wat sê Jesus vir ons hier oor liefde en oor ons eie gehoorsaamheid. Gaan kyk mooi wat hy vir ons wil leer. Hy wil vir ons leer dat alles wat ons is, alles wat ons het, selfs ons gehoorsaamheid aan hom, is genade uit God se hand. Ons gehoorsaamheid en daarom ook ons liefde is die direkte gevolg van God die Vader, Seun en Heilige Gees se werk in ons lewens. Besonder God se ingryping in ons lewens. Hoe? Deur die Gees van God wat in jou is. Ja, Jesus vertel vir ons in hoofstuk 14 en
hoofstuk 15 en 16 vir sy disippels dat hy gaan weggaan. Hy vertel vir hulle dat hy na die Vader toe gaan. Hy vertel vir hulle van die hemelvaart wat gaan plaasvind een van die dae. En dan sê hy vir hulle die troos van hemelvaart. Hy sê vir hulle, vers 16 en 26 vertel hy daarvan en sê vir ons gaan 'n ander voorspraak kry. En daar is 'n rede hoekom Jesus ook hier praat van 'n ander voorspraak in hierdie hoofstuk. Nie net praat van 'n voorspraak nie, maar van 'n ander voorspraak en ons gaan net nou daarby ook kom. Maar wat ons moet raak sien is, Jesus het geweet dat dit maar ure is voordat hy gekruisig gaan word. Hy het geweet dat daar nog net 'n paar dae daarna sou wees, dan sou hy in die hemel opgeneem word. En hy het geweet dat wanneer hy na die hemel toe opvaar, ons, jy en ek, die gelowige van hierdie wêreld, in hierdie wêreld sou agterbly. En hy het geweet die realiteit van ons bestaan en die worsteling wat dit by baie mense sou veroorsaak. Want ons lewe in hierdie wêreld, ons kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur en ons kyk na die verskriklike dinge wat ons self baie keer dink en doen en sê en vra onsself die vraag, is daar hoop vir hierdie wêreld? Hoe kan ek ook gered word? En al meer en meer mense begin dit vra, broers en susters, want die aandag van mense val nie meer op wat God doen nie, maar op wat ons en die wêreld doen. Jesus weet hierdie dinge. Daarom vra hy en daarom stuur die Vader dan ook vir ons 'n ander voorspraak. Dit is belangrik, wat is 'n voorspraak? Miskien het jy die woord al gehoor. Die Griekse woord is 'n woord wat ons nie baie in Afrikaans gebruik nie. Dis die woordjie parakleet. 'n Voorspraak is 'n parakleet. In die destydse samelewing, so weet ons, was daar 'n groot gaping tussen ryk en arm. Ons weet die mense wat geld gehad het, het ook beheer gehad oor die politiek en oor die regstelsel en oor die onderwys. En die gevolg was dat in werklikheid 1 uit elke 10, selfs minder mense was geletterd gewees, kon lees en skryf. So mense was eintlik uitgelewer in die samelewing. Die paar mense wat kennis gehad het of wat geld gehad het, kon die armes uitbuit soos hulle wou. En om hierdie onreg teen te werk, was daar 'n reëling dat 'n arme man vir ongeletterde mens 'n weldoener kon kry wat hom of haar kon bystaan in 'n regsaak. So daardie geleerde persoon het dan hierdie ongeletterde persoon gevat en hom bygestaan en hom gehelp met sy reg. So mens kan parakleet ook letterlik vertaal met die persoon aan jou sy wat jou help. Die persoon aan jou sy wat jou help. Verstaan nie nou waarvan Jesus praat as hy sê ons kry ook 'n ander voorspraak. Ons kry 'n persoon aan ons sy wat ons gaan help wanneer Jesus self nie op die aarde loop nie, maar op sy troon in die hemel sit. Die verskil is net hierdie parakleet. Hierdie persoon wat ons kom help, die Gees van God is meer as net die persoon aan ons sy. Ons kan ook sê hy is die een wat onder ons as 'n geloofsgemeenskap werk. Hy is die een wat by ons is, waar ek as individu elke dag besig is hy die een wat my help. Maar bo alles sê Jesus vir ons, hy is die Gees van God wat in ons is. Die Gees van God waardeur ons lewe.
En hoor hoe mooi sê Jesus dit. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien nie dit raak? Hy sal julle leer en hy sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. Hy sal julle herinner aan my opdragte. Hy sal die liefde van God in jou hart wees. En dis die punt wat Jesus wil maak. As hy in hierdie gedeelte ook sê, hy laat ons nie agter as weeskinders nie, want sy hemelvaart het nie beteken dat hy ons op die aarde agterlos en ons nou na onsself moet kyk nie. Inteendeel, sy hemelvaart het verrykende gevolge vir ons. Daarin dat ons nou 2 paraklete het. Nog 'n voorspraak gekry het. Onthou dit. Jesus Christus self is ons hemelse helper. Hy is ons hemelse voorspraak wat ons saak in die hemel by die troon van God behartig. Daarom bely ons uit opgevaar en aan die regterhand van God gaan sit. Hy's daar om my en jou saak te behartig. Maar nog meer. Hy en die Vader stuur ook die Heilige Gees van God in ons. Die voorspraak, die helper wat ons hier vandag het, wat ons leer en wat ons lei en wat ons leer om lief te hê, wat ons help om die opdragte van Jesus uit te voer. Onthou dat die Gees van God is ook die krag van God. Daardie krag wat ons in staat stel nie net om te lewe nie, maar ook om lief te hê. Paulus het dit mooi opgesom. Romeine 5 vers 5 sê hy, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Gees wat hy vir ons gegee het. Daarom noem Jesus hom ook dan die Gees van die waarheid en die Heilige Gees. Die Gees van die waarheid aan die een kant, omdat hy van God afkom en weet wat God se wil vir ons lewens is. Wat God se waarheid, wat Jesus Christus, die evangelie van Jesus Christus, deel maak van ons lewens. Maar ook die Heilige Gees. Heilig, nie net omdat hy in homself sondeloos en volmaak is nie, maar omdat hy ook die een is wat ander se lewens heilig maak. Die een wat die Vader in die naam van die Seun gestuur het om ons helper te wees. Helper daarin dat ons ook die waarheid kan leer ken. Helper daarin dat hy ons lei om heilig te wees, soos God die Vader in die hemel heilig is. Want dis die groot werk van die Heilige Gees. Hy leer ons, hy herinner ons aan Jesus Christus en wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Want dis deur die Gees wat 'n mens vandag die insig kry in die evangelie van Jesus. Dis deur die Gees wat jy geleer word wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Om deel te wees van die gesin van God hier op aarde. Dis deur die Gees wat jy geleer word om nie net vir God lief te wees nie, maar ook vir mekaar. Die Gees lei elke gelowige om te lewe binne die grense wat Jesus gestel het. En dis hierdie wete, broers en susters, kinders, wat vir 'n kind van die Here vrede gee. Dis die vrede wat Jesus ook vir my en jou agtergelaat het. Die vrede wat jou ander perspektief op die lewe gee. 'n Perspektief waar jy nie meer alles wil uitredeneer vanuit wat jy gedoen het nie, maar vanuit wat God vir jou gedoen het. Vanuit God se liefde vir ons. Daardie liefde wat hy bewys het, toe hy sy seun gegee het, om vir ons sondes te betaal. Toe hy die Heilige Gees gestuur het, om in ons lewens te kom werk. Ja, jy maak nie meer
van jou eie werke die bepalende faktor nie, maar God se werk. En daarom hoor jy die woorde van die Here Jesus Christus elke dag, as jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Want ons weet ons gehoorsaamheid is ook genade uit God se hand. Die direkte gevolg van God wat in my lewe werk. God se Gees. Die Gees van God wat in ons is. Die ander Parakleet wat Jesus vir ons gestuur het. Die ander Parakleet wat saam met Jesus, ons hemelse Parakleet, elke dag besig is om ons ook te help. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons sing vanaand ons dankgebed saam, die Onse Vader gebed, waarna ons weer ons sitplekke inneem. Daar is vanaand net een kollekte onder die diens en hierdie liefdegawe sal gebruik word vir Bybelverspreiding.
gee my Heilige Gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wette onderhou. En julle sal die land van seën deur my seun weer verkry, waar ek 'n God sal wees vir julle, julle volk sal wees vir my. Kom ons staan, ons sing saam en antwoord op die prediking ook Skrifbreiding 8:1 vers 1 en vers 2. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.